Dag sê, dankie en welkom by nog 'n opwindende uitsending van Kletskompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 13de April 2026. Bietjie later in vanaand se program sal Andrew Poolman, ons eie sportkenner, ons in die ateljee aansluit en bietjie die hoogtepunte van die naweek se sport met ons deel. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met julle deel. En ons loer natuurlik oudergewoonte ook daar by die nuus by die weerkantoor in om te sien wat die wolkies vir ons inhou. Maar bly by ons, hier is nog baie om te geniet en baie om oor te klets op Kletskompas. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug en in die ateljee met my Irene Marie van der Walt. Hoe gaan dit, Irene Marie? Okay, dit gaan goed. Ons het 'n besige naweek gehad. Ja, Ek het gisterand getel, toe voel dit vir my ek het 5 leeftye geleef oor die naweek. Maar dis die lekkerste naweek en dis die naweke wat jou dankbaar maak vir die werk wat jy kan doen. Ja, net soos die nuus, dit hou nie op nie. Dit hou nie, hy wag vir niemand nie. Hy wag vir niemand nie. Ja, in môre se binneblaaie is 'n storieetjie wat ek geskryf het oor die Bondelswarts tradisionele owerheid. Die leierskap toos is môre weer in die Hoërhof hier in Windhoek, waar regter Oyatile bietjie statusverhoor gaan lei. Dit is 'n ingewikkelde saak, soos met alles wat met 'n tradisionele owerheid te doen het. So ek sal maar nie te veel uitbrei nie, maar dit is ook iets interessant. Ons weet selfs ons adjunkt-president het 'n belang. Sy was nou onlangs omtrent in die tyd van onafhanklikheidsvieringe was sy daar in Karasburg en het ook gevergader met van hierdie leiers wat 'n sekere hoeveelheid ongelukkigheid gelewer het met dies wat nou nie betrokke was by die vergadering nie. Maar ons hoop maar dat die hofproses bietjie klaring sal gee, want hierdie twis kom nou al jare. Ja. Ek moet sê as iets in die Hoërhofland is dit beide ingewikkeld en interessant. Dis die hele rede hoekom dit deurgesit word na die Hoërhof toe. Jou landdros kan ons nou eintlik net die wet toepas soos wat hy daar staan swart op wit en sodra dit 'n interpretasiesaak raak, dan moet hy onmiddellik toe Hoërhof toe gaan. So ek is opgewonde vir wat ons daar gaan hoor. Ja. Nog 'n interessante beriggie op dieselfde blad is oor die onlangse Dagga smokkelry wat hier op ons suidegrens gevang was. Die douane, spesifiek Namra,
belastinginvoerders het hierdie voertuig uitgeken en deur 'n skandeermasjien gesit en daar versteekte dwelms bevind. Maar toe die bestuurder nou besef iets is nie reg nie, toe vat hy die hassepad. Regtig. Blykbaar nou nog nie gevind nie. Dis seker maar al wat jy kan doen en Ja, as jy nou sien, maar hier ek kom dink dit dan. ook nee, as jy gevang word, sê 'n man vang man staan. Jy sê net sorry ou, jy weet, ek het nou doen nou maar wat jy moet. Jy kry ook 'n ligter vonnis so. Ja. Hulle gaan jou op 'n stadium kry. Ons dink die Namibiese polisie is agter die klip, maar hulle is eintlik nie. Hulle Kyk, gaan as hulle vir jou vang. agterna sit, dan is dinge anders. Ja, solank hulle nog daar in die kantoor sit, dan is jy alright. Nee. Ek het al van te veel ouens gehoor wat gevang is nadat hulle iets en dan is dit weke of jare nadat hulle dit gedoen het. Dan is hulle eers gevang. Okay. So, jy weet, man vang man staan, jy kry 'n ligter vonnis. Jy spandeer en hoe spook dit nie by jou nie? Hoe sit jy nie by jou huis en jy dink, "Jog, as die polisie my nou hier moet kry." Elke keer as jy deur 'n roadblock gaan, as die polisie my nou gaan kry. Dis 'n kommernis. So aanvaar nou maar net, kry jou ligter vonnis omdat jy skuld erken het en dan dien jy jou vonnis uit en jy gaan aan met jou lewe. Kom ons gaan voort. Daar is ook 'n groot kommernis van 'n hele ander aard. Dis studente wat bekommer is oor die NSFAF. Ja. Ja. Die finansiële hulpfonds vir Namibiese studente. Daar is en ek moet vir jou sê dit voel vir my asof daar elke jaar berigte is hieroor. Ja. My eerste jaar op universiteit het dit ook gebeur. Dat NSFAF se gelde nie betaal is nie, dat daar is 'n bykomende fonds. So dis 'n fonds wat nou nie met jou klasgelde te doen het nie. Dit is nou vir jou studenteverblyf as jy van buite Windhoek is, vir jou skryfbehoeftes, vir jou boeke, vir as jy nou dalk 'n skootrekenaar nodig het of wat ook al die geval mag wees. Jou pen en potlood waarmee jy jou eksamen gaan skryf, al daai tipe dinge. En dit is ook nou nie aan studente uitbetaal nie. En baie studente wat sê, jy weet, ek kan nie meer my verblyf bekostig nie. Ek gaan nou eintlik my studies moet los. Want as ek nie in Namibië, in Windhoek my klas kan bywoon nie, dan kan ek dit nie doen nie, dan kan ek nie 'n graad kry nie. Baie van ons grade word nie op lang afstand aangebied nie. Ja. So die student moet na Windhoek toe kom, moet in Windhoek kom bly vir daai 3 jaar, 4 jaar, hoe ook al lank hulle graad doen. En baie van hulle wat sê, ek kan nie my verblyf bekostig nie, ek kan dit nie betaal nie. Windhoek is duur. Wat my so geïnteresseer het in daai berig, is dat die hoeveelheid aansoeke vir finansiële hulp met om en by 20% verhoog het tot meer as 50.000. Dink jy dit is 'n gevolg van die regering en die president se beloftes van gratis hoër onderrig? Tersiêre onderrig. Ja. Ek weet nie heeltemal nie, ek wik en weeg daaroor, want ek het ook toe ek dit sien, was dit my eerste gedagte. Maar terselfdertyd, NSFAF was nog altyd daar. Ja. Jy weet, en daar het so half in die volksmond hierdie idee bestaan dat jy hoef nie vir NSFAF terug te betaal nie. Wat verkeerd is, jy moet of moes vir NSFAF terugbetaal het. En hulle het geweldig gesukkel om mense te kry om hulle terug te betaal. Jy het nie noodwendig 'n beurs gekry deur NSFAF nie. Maar daar was hierdie idee van NSFAF gee dit vir jou gratis en hulle gaan jou nooit kom soek nie, so jy kan net sowel gratis tersiêre onderrig kry. Maar mens moet ook mens moet ook erken dat NSFAF ook skuldig was. Ek weet dat daar baie jare was wat hulle net die rekord gehou het, of die rekord het skoon verdwyn. Ek het as 'n junior joernalis met Kennedy Kandume wat nou onlangs weg is by NSFAF, gaan sit en gesels hieroor. Toe het hulle gepraat oor hulle gaan mense in sarsies dagvaar in die howe. Sodat dit dan nou op die ouend goedkoper is vir die fonds. Jy weet, want jy betaal 1 prokureur om 200 mense te dagvaar terselfdertyd. En hulle het toe daaroor gepraat en hulle het toe gepraat oor hulle gaan ooreenkomste aangaan met mense wat reeds werk het, al wat 'n ding is, sodat daardie mense dan nou kan stuk hulle dinge begin terugbetaal. En toe het hy vir my gesê, daar is lenings van die 60er jare toe die fonds begin het. Toe was Namibië nog nie 'n land nie. Ja.
daar is lenings van die 60er jare wat nie terugbetaal is nie. Sjoe, dis baie interessant. En natuurlik is daar nog baie interessante nuus in Môre se Republikein. So gryp vir jouself asseblief enetjie, maar dis dan nou ons nuusgesprek vir vandag. Baie dankie Rena Marie. Dankie Oukie. En bly by ons het nog baie meer vir u hier op Kletskompas. Welkom terug. En nou vir nog iets baie interessant, veral deesdae, is die weer hier in Namibia. Ons kry baie reën, maar kom ons sien wat dit hierdie week vir ons in. Kom ons kyk gou hoe lyk môre se weer. Dis nou vir Dinsdag, die 14de April. Ons verwag op Katima Mulilo vanaf 17 grade tot op 31 grade, gedeeltelik bewolk. Rundu ook 17 tot 32 en Hana van 17 tot 32 en daar verwag ons reën. Ook reën verwag vir Oshakati en Ruakana. Oshakati verwag ons vanaf 20 tot op 30 grade en Ruakana vanaf 17 tot op 31 grade. Tshome verwag ook reën vanaf 17 tot op 28 grade. Otjiwarongo ook reën vanaf 15 tot op 26 grade. Omaruru verwag ook reën vanaf 17 tot op 29 grade. Gubabis 17 tot op 23 en Windhoek 15 tot op 25 grade. Al twee daai stede verwag ook reën dis môre. Dan op Henties Bay verwag ons sonskyn vanaf 18 grade tot op 21. Swakopmund sonskyn, Walvis Bay sonskyn, Swakopmund verwag ons vanaf 17 tot op 19 grade. Van Walvis Bay verwag ons vanaf 18 tot op 24 grade. Ons verwag reën op Reebord vanaf 18 grade tot op 27 en reën op Mariental vanaf 19 grade tot op 30 grade vir môre. Keetmanshoop gedeeltelik bewolk vanaf 21 tot op 29. Aranos verwag ons reën vanaf 20 tot op 29 grade temperatuur. Loedrits gedeeltelik bewolk vanaf 15 tot op 22 grade. Armvlei vanaf 20 tot op 31 grade ook gedeeltelik bewolk en Oranjemund gedeeltelik bewolk. Môre verwag ons die temperatuur daar sal 16 tot op 22 grade wees. Dis dan vir Dinsdag die 14de April 2026. Welkom terug en nou in die ateljee saam met my, meneer Andrew Polman. Hoe gaan dit, Andrew? Ja wat, aan die gang. Mooi. Die naweekse sport was lekker. Vertel ons van die Namibiërs wat uitblink daar in die 2 Oseane marathon. Ja, so groot prestasie daarso van Namibia. Ja, hele klompie Namibiërs van verskillende hardloopklubs en so wat maar die 2 Oseane of die halfmarathons 21 km gaan hardloop het of die eintlik 'n ultramarathon, is langer as 'n marathon, 56 km. So op die 2 verskillende dae Saterdag en Sondag. En dit was toe in die 21 km was dit toe in Namibia wat die vroue wedloop gewen het. So Lavinia Haitopi, so baie goeie prestasie ja in al die koerante vandag. Ja, sy het die wedloop dan gewen in 'n wentyd van 1 uur 14 minute. So die tweede en derde plekke is ook voormalige wenners daarso gewees. So Fortune Chidziwu van Zimbabwe, ek dink sy het in 2022 gewen. En dan Emma Pellant Brown van Brittanje wat in 2023 gewen het. So hulle was se twee was ek het net gesien in
berigte voor die Ja. wedloop, hulle name is genoem as gunstelinge, so ja, maar Lavinia het op baie goed gevaar. Ja, wel gedaan Lavinia, ons is trots op jou. Ja, dankie. Ja, so dis 'n wedloop wat Hilalia Johannes van tevore 5 keer gewen het. Onder andere het sy die rekord opgestel, 1 uur 10 minute wat nou nog staan. So ja, Lavinia het toppie. So ek dink sy's nou 36 jaar oud, so ook al baie ervaring. Ja. So hopelik kan sy nog so 'n paar hoogtepunte lewer in die nabye toekoms. Ja, sy tevore, ek dink by die Statebond spele was sy in 2018 was sy 7de in die Statebond spele in Australië toe Hilalia Johannes die goue medalje gewen het. Aha. So Okay, so gepraat van hoogtepunte, ek verstaan as ons praat van Premier Liga sokker, dit stuur nou af op 'n opwindende einde. ja, so na die afgelope naweek se wedstryde, is dit dan nou die 2 topspanne wat in hierdie stadium verseker is dat hulle eerste en tweede gaan klaarmaak. In hierdie stadium na 28 wedstryde is dit dan African Stars wat 54 punte het en hulle is dan 1 punt voor Ishoki Chula Chula. So al 2 van daai klubs gaan dan in die volgende jaar ja, die reg hê om kontinentale klubsokker van CAF te speel, so of wie ook al eerste of tweede eindig, daar's nog 1 naweek oor met 2 wedstryde vir elkeen. Okay. So wie ook al eerste of eerste eindig, speel in die Kampioenebeker en die ander ene speel in die Konfederasiebeker, aparte afsonderlike kompetisie. So as ons so vinnig kyk, African Stars op die volgende naweek sal hulle nog 2 wedstryde dan oor hê teen hulle te wedstryd. Ja, al 2 sal op hulle tuisveld wees. Van Windhoek teen UNAM en teen Sondag dan teen FC Ongos en Ishoki Chula Chula wat natuurlik vir die eerste keer deurgedring het om dan in Afrika mee te ding. Hulle laaste 2 wedstryde sal dan op Oshakati wees, sy laaste 2 wedstryde wat dan teen Okahania United en ook teen Bucks Buccaneers vir hulle voorlê. So African Stars met 'n lang geskiedenis hier in Namibië en die Ishoki Chula Chula wat maar baie onlangs na vore gekom het, hè? Ja, nee, en so van ou klubs gepraat, ja, so Tigers, hulle is een van die 3 klubs wat dan nou verseker weet hulle gaan gerelegeer word. Hulle is op pad uit, ja, ook een van die oudste sokkerklubs. Ja, so dis vir hulle dalk 'n goeie teken nie as jy nou maar kyk wat gebeur het met spanne wat tevore die Premier League gewen het soos Young Ones en Black Africa wat ook maar net op die aftalende pad was. Ja. So ja, dit is maar moeilik wees om dit om te keer. Ja, baie keer daai klubs verloor mos maar van hulle beter spelers wat wegskuif. En ja, so ons kyk maar hoe die wind waai dan. Ons sal maar sien. Maar so gepraat van die wind waai, die crickettoernooi wat hier in Windhoek was is nou tot 'n einde. Ja, so die ICC Wêreldbeker Liga 2 driehoekige reeks wat van eendag cricket wat hier so in Windhoek gespeel is. Namibië wat dan Sondag sy laaste wedstryd teen Skotland verloor het. Namibië wat eerste gekolf het en 198 vir almal uit opgestel het in 49 balbeurte. So Laurens Steenkamp wat nou net daar op die skerm was, hy het dan die meeste lopies aangeteken, 67 lopies van 99 balle. Maar Skotland het dit so 'n bietjie maklik laat lyk, so na 38 balbeurte het hulle toe die wenlopies gekry met 3 paltjies plat, so hulle wen die wedstryd met 7 paltjies. Hulle speler van die wedstryd was Brandon McMullen, hy het uitgetree met 'n besering, 100 lopies van 92 balle. Ja, so Skotland wat nog eintlik goed gevaar het in die toernooi, so hulle het 1 wedstryd wat hulle nou 'n bietjie 'n gipsie gemaak het en verloor het teen Oman en hulle ander wedstryd teen Oman het uitgereën. Ja, so Namibië van hulle moontlike 8 punte wat hulle ligapunte wat hulle kon verdien het in die kompetisie, het hulle dan 3 punte gekry. So hulle het 1 vir die wedstryd wat uitgereën het teen het hulle 1 punt gekry en hulle het ook teen Oman gewen. Okay. So dit was Vrydag. Ja, Zane Green wat daar so die held was met in die laaste balbeurt met hy 6 dae geslaan met nog so 3 balle oor. 40 nie uit nie. Hy was dan die speler van die wedstryd, Zane Green.
Ja, so 'n goeie vertoning van hom in die laaste bilbeerte, ja, met die beste kolwers wat toen al teen daai tyd uit was, maar saam met die bowlers, maar hy het die situasie goed gebestuur en so, basies, en dan die wenloopie geslaan, net soos wat hy so einde laas jaar dan hier so in Windhoek teen Suid-Afrika gedoen het. Ja. Nee, wonderlik. Kom ons skakel oor na 'n gunsteling onderwerp, klub rugby. Ja, so die eerste naweek wat dan gespeel is van die nuwe seisoen van die NRI Premierliga. Die wedstryd wat NTV natuurlik uitgesaai het, was daar by United. United Rugby Club wat dan teen Wanderers gespeel het. Wanderers wat met die laaste beweging van die wedstryd 'n lynstand dryf oor die bedoeling gedryf het vir 'n 3 wat dan toegeken is. En hulle wen toe daai wedstryd 27-24. So daar vroeër nou net, ons het ook nou daar Tiaard Lindveld se foto gesien, hy 2-3 vir United gedruk, baie goeie wedstryd gehad. Ja, soos daar vinnig kyk, terwyl die puntestand nou daar op die skerm is. So Kudus, wat dan ook hulle wedstryd op Walvisbaai gewen het, 45-20 teen Reward gewen, hulle het ook die volle bonuspunte gekry vir die 7-3 wat hulle gedruk het. En dan miskien so 'n bietjie van 'n verrassing vir sommige mense dalk, Dolphin wat laas jaar laaste op die puntelys was, goeie begin op hulle eerste naweek, wen hulle vir Western Suburbs 45-21. Hulle het ook 7-3 gedruk en ook die 2 bonuspunte gekry, so 6 ligapunte vir die dag. En dan was daar ook op Grootfontein 'n wedstryd, UNAM wat daar gaan speel het, nog hulle tyerige wedstryd en Grootfontein wat uiteindelik daar gewen het met 5 punte, so 35 punte teenoor 30. So Grootfontein kry 1 bonuspunt omdat hulle 4-3 gedruk het. UNAM kry net 1 bonuspunt vir die verloor met 7 punte of minder. Aha. Okay. Nee, baie interessant. Ek verstaan daar's van ons fietsryers wat uitdaging gaan aanpak daar in Suid-Afrika. Ja, so vandag is maandag, dit was nou dag 1 van die Race Around South Africa. Daai 2 Namibiërs op die linkerkant wat dan die uitdaging gaan aanpak. Het begin daar so in KwaZulu-Natal en dan het jy 15 dae om te gaan klaarmaak daar in die Weskaap. So omtrent 1900 en amper 2000 kilometer se afstand met 25.000 meter se klimwerk. Ja, so na dag 1 toe ek nou net gou gekyk het Driekus Coetzee wat dan voor in die resies is. Ja, soos as ons nou maar nie, as ek dink daar's net twee checkpoints op die roete waar jy moet aanhou so verder is jy moet maar jou eie kos koop en vir jouself sorg op die pad. En ja, so Driekus Coetzee wat toe ek nou net gekyk het omtrent so 140 km al gery het. En Pierre Lambert is ook goed geplaas, hy was so in die 4de posisie met so 125 km wat hy hierso reeds gery het, so maar baie lang pad wat nog hulle voor lê. Ja, baie dankie Andrew, ons sal hulle dop hou en 'n bietjie duim vashou vir ons Namibiërs, ons sal hulle ondersteun. En met dit kom ons tot by die einde van nog 'n opwindende uitsending van Klets Kompas. Dankie dat julle by ons aangesluit het. Môre aan doen ons dit weer. Onthou om by ons aan te sluit. Kom ons klets lekker saam, noord, oos, suid en wes op Klets Kompas.